Nee, goed. Daar sê baie dankie. Nee, soos ek sê, is nogal belangrik vir 'n Bybelstudie dat ons mekaar kan hoor. Tegnologie kan 'n ou baie keer in die steek laat. Hoor jy ook, Tommy? Daar sê baie dankie. Okay, so dis Judy julle. Okay, nou weet ek. Goed, hallo julle. Wonderlik. Hallo, Tommy. Dankie dat julle hier is. Okay. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons is baie dankbaar dat ons meer kan leer. Hoe meer ons leer, hoe meer is ons dan ook besig om te groei en kan ons ook ander weer begelei en help met die kennis wat ons het. En ons hoop om werklik 'n verskil in hierdie wêreld te maak met die toerusting wat U vir ons gee. Baie dankie vir ons Bybelstudie in ons gemeente en wat ook ander mense betrek van buite ons gemeente. Ons bid vir mekaar. Ons weet dat hierdie wêreld is nie altyd maklik nie en die lewe is nie eenvoudig nie. En ons as gelowiges wil vir mekaar bid en intree by U en vra dat U ons genadig sal wees en dat U ons in U liefde sal dra. Dink dan aan U kinders in hierdie oggend en ons vra dit van U in U Seun se naam. Amen. Nou, ek het vanoggend gedink dat 'n mens moet leer, want as jy leer, kan jy ander ook help en begelei. Vanoggend vroeg het een van die kinders van die skool af vir my gevra oor bevryding en wat beteken bevryding. Nou, ek het gisteraand gesê, ek het nou die hoërskoolkinders gister gesien en 'n mens besef net hoe verantwoordelikheid ons het om met mekaar te praat oor die Bybel en by mekaar te leer. En ek leer ook by julle. Nou, ek wil vanoggend waar ons gaan begin by die volgende deel van ons liturgie en dit is die geloofsbelijdenis. En hier is 'n klomp interessante dinge oor die geloofsbelijdenis wat ek dink die meeste mense nie weet nie. Wil ek vir ons lees uit 1 Johannes. 1 Johannes hoofstuk 2 vanaf vers 18. Nou dit is geskryf deur die disipel, wat ook die skrywer van die evangelie van Johannes is, as ook die boek Openbaring. So Johannes wat die geliefde disipel van die Here was, soos wat hy na homself verwys in sy evangelie. Nou hy skryf vir hierdie mense wat te doen gekry het met die Antichrist, en die Antichrist was mense wat ontken het dat die Here Jesus waarlik God is. En dan skryf hy vanaf vers 18 die volgende: Kinders, dit is die laaste uur. Julle het gehoor dat daar 'n Antichrist kom, en daar is nou reeds baie antichriste. Daaruit weet ons dat dit die laaste uur is. Hulle het wel uit ons geleedere voortgekom, maar niemand van hulle was ooit werklik een van ons nie, want as hulle werklik van ons was, sou hulle by ons gebly het. Dit moes duidelik word dat geen een van hulle werklik een van ons is nie. Ek moes net daai toelating doen. Vers 20. Julle is egter deur die Heilige Gees gesalf en julle ken almal die waarheid. Ek skryf nie vir julle omdat julle nie die waarheid sou ken nie, maar juis omdat julle dit ken en weet dat daar geen leuen uit die waarheid voortkom nie. Wie is die leienaar anders as hy wat nie wil erken dat Jesus werklik die Christus is nie? Hy is die Antichrist, hy wat nie die Vader en die Seun wil erken nie. Wie nie die Seun erken nie, verwerp ook die Vader. Wie die Seun erken, erken ook die Vader. Wat julle betref, wat julle van die begin af gehoor het, moet in julle bly. As wat julle van die begin af gehoor het in julle bly,
sal julle ook in die Seun en in die Vader bly. En dit is wat die Seun ons beloof het, die ewige lewe. Dit het ek aan julle geskrywe oor die mense wat vir julle wil mislei. Wat julle egter betref, die Gees waarmee hy julle gesalf het, bly in julle, en julle het niemand anders nodig om julle te leer nie. Sy Gees leer julle alles, en wat hy julle leer is die waarheid en geen leuen nie. Ja, soos hy julle geleer het, moet julle in die Seun bly. Nou, wat 'n mens hier agterkom is dat dit was waarskynlik Jode wat die Antichrist was, wat nie wil erken dat Jesus die Messias is nie, en hulle het in die kerk gekom, en hulle het gekom met hulle valse leer, hulle dwaalleer. Ons het gisteraand ook daaroor gepraat in die Bybelstudie uit Galasiërs hoofstuk 3, en die kerk het gekom met 'n antwoord, en daai antwoord is dat Jesus die Christus is. Nou, Johannes praat hier van, hulle wil nie erken nie, en hy praat dan hier ook van die waarheid. Nou, wanneer die kerk kom met 'n antwoord, dan is dit die waarheid, of dit moet die waarheid wees, dit moet uit die Bybel uitkom, en dit is wat 'n belydenis is. Dis om in die wêreld te sê wat ons glo, wat ons erken, wat ons aanvaar, en wat die waarheid is. En dit word die basis vir ons een wees met mekaar. Nou hierdie belydenis groei gewoonlik op grond van 'n dwaalleer wat die kerk bedreig, dan begin die kerk 'n antwoord te gee, gelowiges beantwoord dit, en dan brei dit uit met verloop van tyd. Nou dit was presies hoe ons weet die apostoliese geloofsbelydenis ontstaan het. Nou die apostoliese geloofsbelydenis is natuurlik die baie bekende, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore seun, julle ken hom. So hierdie belydenis het, as ons hier lees in 1 Johannes 2, van hierdie dwaling betreffende Jesus, weet ons dat die deel van die apostoliese geloofsbelydenis, en ons het ook bewyse daarvan, wat eerste ontstaan het, was na alle waarskynlikheid die deel oor die Here Jesus en oor die Vader, nee. Want, onthou nou kyk wat sê Johannes hier, hy sê, wie is die leienaar in vers 22, 1 Johannes hoofstuk 2 vers 22, wie is die leienaar anders as hy wat nie wil erken dat Jesus werklik die Christus is nie. Hy is die Antichrist, hy wat nie die Vader en die Seun wil erken nie. So ons kry fragmente van die apostoliese geloofsbelydenis baie vroeg in die Nuwe Testamentiese tyd, al hier rondom 100 en 'n bietjie later, dan kry ons al die eerste fragmente, basiese elemente van die apostoliese geloofsbelydenis, maar hy het bly groei oor tyd tot dit wat ons vandag het. Nou moet julle baie versigtig wees, en ek het nogal gister daarna verwys vir die kinders ook, jy kry dat kerke gaan en dan verander hulle aan die apostoliese geloofsbelydenis. Wat hulle doen is, hulle sal byvoorbeeld die assemblies, en dit is nou die fellowship daar in Heilbron, sal byvoorbeeld in die apostoliese geloofsbelydenis sommer 'n deel gaan inskryf wat die wegraping laat klink asof dit is wat die kerk in die algemeen bely. Nou jy kan nie so werk met ekumeniese belydenisskrifte nie, aan 'n woorde belydenisskrifte wat aan 'n baie breër groep van kerke behoort, wat hulle met mekaar deel nie. Jy kan nie dit sommer net vat en dit verander soos wat dit jou pas nie, soos wat hulle vandag dan ook doen nie. Dis verkeerd. Enige belydenis, enige verandering aan hierdie belydenis, word eintlik aan al die kerke voorgelê en ons praat daaroor en dan besluit ons, en dit kan die geringste van veranderings wees. Een woordjie byvoorbeeld, dit word nie sommer maar net onnadenkend gedoen of vinnig gedoen of gedoen terwille van wat ons standpunt is nie.
dit behoort aan meer mense en aan meer gelowiges as ons. Dit is eintlik onverantwoordelik om iets soos die apostoliese geloofsbelijdenis te vat en te maak asof dit net jou eiendom is en jy kan dit verander soos wat jy wil. Nou, ons praat nou spesifiek, nie net oor die apostoliese geloofsbelijdenis nie. Kom ek noem vir julle nou 'n baie interessante ding. Aan die begin van die kerkse geskiedenis, het julle geweet dat die meer algemene belydenis wat gebruik is in die erediens was eintlik die belydenis van Nicea, wat 'n bietjie 'n jonger belydenis is as die apostoliese geloofsbelydenis. Hy is eers in 325 na Christus opgestel, wat hom eintlik heel wat jonger maak, omtrent sê 200 jaar jonger maak as die apostoliese geloofsbelydenis. En is baie duidelik dat die geloofsbelydenis van Nicea is gebaseer op die apostoliese geloofsbelydenis. Jy kan dit baie duidelik sien, hè. En ons weet die apostoliese geloofsbelydenis was eerste. Nou as jy nou nog nie dit geweet het nie, dink ek, en ek dink tog jy weet dit, dat in die gereformeerde kerk mag ons enige van die ekumeniese belydenisskrifte in die erediens gebruik. So in Heilbron is dit die gebruik dat ons maak gebruik van die apostoliese geloofsbelydenis en die geloofsbelydenis van Nicea en ek wissel dit af, maar die ekumeniese belydenisskrifte is die apostoliese geloofsbelydenis, die geloofsbelydenis van Nicea en die geloofsbelydenis van Athanasius. En dan moet ek vir julle sê, as jy 'n bietjie gaan kyk na die 3 ekumeniese belydenisskrifte, en ek is vir al 3 baie lief, die skoonheid van die geloofsbelydenis van Athanasius is treffend. Hy's langer, maar dis natuurlik die belydenisskrif wat vir ons pragtig beskryf, wat ons glo oor die 3 eenheid, oor God. En dis 'n persoonlike groot gunsteling van my. Nou die belydenisskrifte, en ek hoop jy het nog steeds 'n psalmboek, sal jy agter in die swart psalmboek of die groen psalmboek van die gereformeerde kerke vind. Dit vroeër jare was die belydenisskrifte meer algemeen agter in die, sê byvoorbeeld die gesangeboekie, of ek dink nie dit was ooit in 'n liedboek nie, ek is nie seker nie, ek praat onder korreksie. So dit is 'n ramp wat eintlik plaasvind dat mense nie meer weet van hierdie belydenisskrifte nie, en dat dit nie meer in hulle hande is nie meer in die boekies is wat hulle gebruik nie. Ons het natuurlik ook die besondere belydenisskrifte, en van hulle weet julle, want julle hoor ek praat baie van hulle. Dis die Heidelbergse Katekismes, die Nederlandse geloofsbelydenis en die Dordtse leerreëls. Nou, hulle is baie jonger, hulle is net sê 500 jaar of so oud. Hulle is nie so oud soos byvoorbeeld die apostoliese geloofsbelydenis, kom ons sê 1800, 1700 jaar in daai omgewing nie. So hierdie is die belydenisskrifte wat ons lief het en wat ons gebruik. En ek sê altyd vir die kinders, en ek het dit gister weer gesê, as jy in die kerk sit op 'n Sondagoggend en jy wag vir die erediens om te begin, en jy vat jou psalmboek en jy lees die belydenisskrifte deur, gaan jy agterkom hoe dat jou kennis van die belydenisskrifte dramaties toeneem en verbeter. En jy het dit nodig, want onthou nou wat het ons gelees hier in 1 Johannes hoofstuk 2. Ons moet die waarheid praat, ons moet die waarheid bely, ons moet in staat wees om 'n antwoord te gee op die wat kom met wat ons weet nie die waarheid is nie. En dit gaan nooit in die geskiedenis van die kerk hier op aarde anders wees, in hierdie bedeling, dat ons gaan moet ophou om te sê wat die positiewe waarheid is nie. Ons gaan altyd daardie roeping hê om dit te doen. Nou, so gaan rus jouself toe met die belydenis, maar kom ons gaan kyk nou in meer besonderhede na die plek van die geloofsbelydenis in die erediens. En hoe gebruik ons die belydenis in ons diens aan God? Want onthou nou, wanneer ek ook die belydenis gebruik,
dan gebruik ek die belydenis om my God te eer. Ek sê wat ek glo van my God. En my God hoor dit. En dit verskaf hom groot vreugde, wanneer hy hoor dat ek hom bely in waarheid. Dat ek nie 'n onwaarheid oor hom bely, 'n onwaarheid oor hom praat nie. Ek glo dis ook dieselfde, wanneer ek staan en ek is besig om met iemand te praat, en my Here hoor my, hoe ek oor hom praat met iemand, en ek praat die waarheid, en ek praat vanuit 'n hart vol van liefde, en dankbaarheid, en deernis vir hom, ook met iemand anderste. So ja, ek wil dit doen, en die belydenis is daarom vir my kosbaar, baie belangrik, want ek wil uit die aard van die saak my God vreugde verskaf. En so die belydenis het vir my groot waarde en betekenis, en ek hoop ek kry dit oorgedra. Ek dink baie keer beleef mense die belydenis as 'n tipe van 'n roetine gebeurtenis in die erediens, as iets wat hulle nie eintlik weet wat hulle daarmee moet doen in hulle daaglikse lewe nie. En dan het ek nou al reeds gesuggereer dat ek dink dat deel van die probleem is dat mense se kennis van die belydenis is soms net nie goed genoeg, dat hulle dit met vrymoedigheid kan gebruik nie. Maar daar is ook nou iets anders aan die belydenis, en die plek wat dit het in die erediens. En jy sal weet, ons het nou die eerste deel van die erediens gehad, die votum, die seëngroet, ons het, dis die introitus gedeelte van die erediens, die lofpsalm, en dan kom die belydenis. So dit is redelik aan die begin van die erediens. En die geloofsbelydenis het hier die funksie, dat dit die gemeente saambind, dat dit as het ware sê, die mense wat hier is in die taal van 1 Johannes hoofstuk 2, is mense wat die Vader, die Seun en die Heilige Gees erken en bely. Ek weet dat jy wat langs my staan, of wat saam met my staan in die kerkgebou, bely ons drie enige God. Dit beteken, daar is 'n band tussen my en jou. Dit beteken, ons is van dieselfde huis. Ons is een met mekaar. Jy is my broer en my suster, en jy sien my ook so. En so die geloofsbelydenis het hier heel aan die begin van die erediens hierdie wonderlike funksie dat dit ons saamsnoer, saambind. En dit is 'n belangrike ding wat moet gebeur aan die begin van hierdie diens. Hoekom? Want ons doel is Gods diens. Wanneer ons by mekaar kom in die erediens, wil ons God dien tot eer van sy naam. En uit die aard van die saak kan ek en jy dit nie doen as ons nie op dieselfde bladsy is nie. Ek kan nie saam met jou God dien as wie jy dink God is, anders is as wat ek dink wie God is nie. En as jy dan gaan kyk na al die belydenisskrifte, en ons het 6 amptelike belydenisskrifte, die 3 algemeenes, Apostolies, Nicea en Athanasius, die 3 besonderes, Heidelbergse Katekismes, Nederlandse geloofsbelydenis en Dordtse Lerios, dan kom jy agter, 'n belydenis is 'n samevatting van die Bybel. En die Bybel bely ons in artikel 2 van die Nederlandse geloofsbelydenis, is die openbaring van God aan ons. Dis die bekendmaking van God aan ons. Met ander woorde, 'n ware, egte belydenis het altyd God as die inhoud. En ons bely altyd daarin die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. So hier aan die begin van die erediens, kom ek en jy by mekaar, soos wat Johannes sê, en ons sê vir mekaar, ons erken een God, een wese, wat ons onderskei in 3 persone, Vader, Seun en Heilige Gees. Ek en jy is met mekaar op dieselfde bladsy. Ons kan vanoggend saam sing, saam bid, saam luister na hierdie een God, want ons erken hom op dieselfde manier
en ons gaan ons onderwerp aan hom op dieselfde manier. Ja, dis wonderlik, nee. En ek weet nie of mense dit altyd besef, dat dit is wat hier gebeur nie. So, daar is byvoorbeeld die volgende ook belangrik, dat wanneer jy by hierdie deel van die erediens kom, neem jy 'n bepaalde houding in. En dit is die houding van 'n bely, jy spreek. En vroeër jare, en ek dink nie daar's meer iets verkeerd nie, het mense meer afgekyk en was dit die persepsie dat dit dis tipe van 'n gebed. Maar die geloofsbelijdenis dis nie 'n gebed nie. Dink julle kan baie duidelik sien, dit is om met verstand en hart en met mond te bely wat jy glo van God. Goed so, kom ons kyk gou na ons aantekeninge. Ons erken daarmee dat die eksklusiewe karakter van die erediens, dat die mense wat hier by mekaar is die gelowiges. Want die ongelowiges, die nie gelowiges, gaan tog nie hier die woorde spreek nie. Hulle erken God nie, hulle glo nie in God nie, en ons sê vir mekaar, ons erken een God, en ons het 'n band met mekaar. Die geloofsbelijdenis is nie dogma nie. Ja, dit is dogma ook nie. Dit is ook dit wat die kerk leer, maar dis nie net dogma in daardie sin van die woord nie. Dis ook 'n spontane getuienis, eintlik wil 'n mens sê, van gewone mense, want dit is hoe hierdie belydenis ontstaan het. Dis nie 'n dokument wat ons gaan opstel het, wat ons laat opstel het deur 'n klomp teoloë nie. Ja, 'n dokument soos die geloofsbelijdenis van Nicea is by 'n vergadering opgestel, en 'n mens moet sê, ook 'n dokument soos die Dordtse leerreëls is ook by 'n vergadering opgestel en deur kundige teoloë, maar dit is in die eerste plek vanuit hulle lewe as gelowiges wat hulle hierdie werk gedoen het. En in daai opsig moet mense nie niks wil weet van die belydenis of belydenisskrifte met die argument, dit is dogma nie, dis die kerkse idees nie. Nou in die tyd wat ons leef, waar daar 'n bietjie weerstand is teen die idee om lid te wees van 'n kerk, omdat die kerk om besig hou met dogma, is mense geneig om niks te wil weet van belydenis nie, belydenisskrifte nie. Maar is eintlik gebaseer op onkunde. As julle mooi na my geluister het, sê julle agterkom, ek beskou die belydenisskrifte nie as dokumente wat ver van my af is as 'n gelowige nie, maar dis deel van my lewe as 'n gelowige. Ek lees nie die Bybel as 'n teoloog nie, ek lees die Bybel in die eerste plek as 'n gelowige, as 'n eenvoudige, doodgewone gelowige. En dis dieselfde met die belydenisskrifte. Dit is nie vir my kerklike dokumentasie nie. Dis nie reëls wat toegepas moet word nie. Dit is vir my wat jy sê en wat ek sê en waarmee ons met mekaar kan saamstem, en ons gebruik dit as die basis vir ons kerklike lewe en vir ons gesprek met mekaar. As ek en jy byvoorbeeld praat oor God, en ons vind dat ons het amper nie dieselfde siening oor wie God is nie, dan gaan ons saam terug na die belydenis toe, en ons gaan kyk daar, en ons praat met mekaar daaroor, en ons gaan mekaar vind, want ons belydenis is dieselfde, en dit word die grond waarop ons staan, en waar ons mekaar weer vind. So, ek kan nie genoeg uitgepraat raak oor die belydenis en die belangrikheid daarvan, en hoe dat dit ons kerklike lewe saambind nie. Goed, dit uit die aard van die saak moet nooit, die belydenis is woorde op 'n papier, maar dit moet nooit net woorde wees nie.
die belydenis moet altyd daad word. So aan die een kant gebruik ons monde, maar aan die ander kant, dit wat jy sê in jou hart is en dit wat by jou mond uitkom, dit moet hande en voete kry, dit moet dade word, dit moet optrede wees, dit moet dinge wees wat ons doen en wat ons uitleef. Ek hoop werklik dat ons as 'n gemeente en ek ook as 'n gelowige daardeur gekenmerk word dat ek nie net praat oor dit wat ek glo in die Bybel staan nie, maar dat ek dit werklik praktiseer en doen. So, 'n mens kry dat histories wat gebeur het, en ek het dit al genoem voorheen, so, baie keer moet ek goed maar weer 'n keer sê, so verskoon dit maar as dinge vir jou dalk klink na 'n herhaling, en jy weet dit, verskoon dit dan maar die erediens was gewoonlik in 2 dele gedeel, en in die een deel van die erediens in die vroeë kerk het die belydende lidmate saam met die dooplidmate by mekaar gekom. En dan was dit soos wat ons sal sê die preek. Maar die tweede gedeelte van die erediens was die deel waar hulle byvoorbeeld nagmaal gevier het, en dan het dan was die gedoop, die lidmate wat nog nie belydenis gedoen het en was nie daarby nie, dit was die dooplidmate. So, 'n mens het gesien dat die belydenis het 'n spesifieke plek gehad ook in daardie erediens. Die geloofsbelydenis word bely, en dis nie voorgelees nie, dit het ek genoem, en daarom is 'n staande houding, die regte houding. Natuurlik, as jy nou nie kan staan nie, is dit nou nie 'n doodsonde as jy moet sit nie, omdat jy oud is of omdat jy siek is nie. Dit gaan tog oor die belydenis, en nie net oor die houding nie. Die houding is nie onbelangrik nie, maar dit is nie die belangrikste nie. Ek sien dit ook altyd so dat die feit dat ons saam staan, is ook 'n teken daarvan dat ons is hier met mekaar een, ons is hier op dieselfde bladsy. So dit is absoluut 'n voorreg as jy in staat is om nog te kan staan en nog daaraan te kan deelneem. Goed, ek wil net seker maak die klankkwaliteit is nog goed, want dit kan moontlik 'n seinprobleem ook wees. So ek maak maar net seker dat dit nog wel goed is. Julle, daar sê, baie dankie Celia. So die geloofsbelydenis is oorspronklik heeltemal anders gebied en anders verstaan as wat ons dit vandag doen. Ek dink daar is ook ontwikkeling in die kerk, en dit mag vir baie mense nuus wees dat daar ontwikkeling in die kerk is, maar daar is. Weet jy, wanneer kinders en proseliete in die vroeë kerk 'n doopbelydenis afgelê het, mag hulle toegang gekry het tot die erediens van die gelowiges in die nagmaal, dan kon hulle ook nagmaal gebruik. So in die vroeë kerk, soos wat dit ook by ons is, het ons nie nagmaal gehad vir kinders nie, nee. Byvoorbeeld, of vir mense wat nog nie belydenis van geloof gedoen het nie. Toegang tot die nagmaal was altyd eers belydenis van geloof. Dit was nog altyd in die geskiedenis van die kerk die geval. So die geloofsbelydenis was dus in die liturgie inderdaad die deur tussen die Missa Categumenorum, die openbare erediens, en die Missa Fidelium, dis die erediens met die nagmaal. So jy, as jy gaan van die katekisasie erediens na die vol erediens met die nagmaal, was die deur tussen die twee was hier die belydenis. Die historiese gebruik om die Missa Fidelium van die Missa Categumenorum met die geloofsbelydenis, die credo te onderskei. Credo is maar net 'n woord vir geloofsbelydenis, het nie meer vandag vir ons betekenis nie, omdat ons die onderskeid toepas op 'n ander manier. Ons laat nie die kinders toe om nagmaal te gebruik, of mense wat nog die belydenis gedoen het nie. Ons handhaaf nog daardie onderskeid. So die geloofsbelydenis het 'n bietjie 'n ander funksie gekry,
meer die gedagte van saambinding en ons is op dieselfde bladsy. In ons tyd word elke handeling in die erediens beskou as 'n item op homself. Is miskien maar hoe ons met ons westerse denke werk. Calvin het die 12 artikels net by die nagmaal gebruik. En nou wil ek julle 'n interessante ding vertel. Met ander woorde, dit was nie in Calvin se erediens in Genève so, dat hulle die geloofsbelijdenis gebruik het, soos wat ons het vandag gebruik nie. Wanneer daar nagmaal gevier moes word, net voor dit het hulle dan die apostoliese geloofsbelijdenis gebruik. Dit is ook die gebruik in die Sotho sprekende gedeelte van die gereformeerde kerke. Met ander woorde, die liturgie by die gereformeerde kerk Peritona, daar by ons, is in baie opsigte presies dieselfde. Alhoewel, wanneer dit nagmaal Sondag is, het hulle die gebruik om op daardie punt in hulle formulier die apostolicum, die apostoliese geloofsbelijdenis te herhaal. Nou ja, ek wonder altyd of daardie herhaling geregverdig is. Ek is baie keer bang, dit is 'n gebruik, 'n tradisie, maar dit is wel in lyn met hoe Calvin dit gedoen het. Goed, so, die geloofsbelijdenis kan ook singend belei word, en dit kry ons weer van Martin Luther af. En julle sal weet dat ek het hom of al in geheel laat sing, of gedeeltelik laat sing, eers die een deel en dan die ander deel gelees, of eers die een deel gelees en die ander gedeelte het ons dan gesing. Die punt is, ek dink die liturg, en hier praat ek ook nou met myself, moet nooit die geloofsbelijdenis aframmel nie, dit te vinnig doen, of net wil klaar kry nie. As jy verstaan wat die geloofsbelijdenis is, waar dit inpas, dan is dit ontsettend belangrik, dat jy dit op die regte manier toepas en gebruik in die erediens. Goed, so die gemeente moet 'n mens probeer saamneem, en wat jy typies moet doen, waar jy daar staan in die banke, is jy, ek sê baie keer, en sê die woorde agter my aan op in jou hart. Ons gemeente het nie die gebruik om dit op te sê nie. Ek weet, by die gereformeerde kerk Peritona sê hulle dit saam op, 'n tipe van 'n spreekkoor. Wanneer ons dit saam sing, mense sê ons altyd, ons kan saam praat, ons kan saam sing, ons kan nie saam praat nie. Bedoelende, ons kan nie almal gelyk praat nie, maar hier, saam sing is makliker, wil ek amper sê, as saam praat, en ek hoor dit ook maar daar by die Sotho sprekende gemeente, hulle is nie heeltemal gelyk nie, en soms kan ek nie mooi hoor wat hulle sê nie, so, ek dink tog, vir my, dis 'n baie subjektiewe ding, is dit tog maar meer ordelik. Kyk, ons Afrikaners hou van 'n stigtelike ding nie, ons is mos nie, ja, ons is 'n plesierige nasie, Afrikaners is plesierig, maar ons is mos nie, en veral Vrystaaters, ons hou nie van wanorde nie, ons hou van orde en om te weet, en wat kom volgende, dis nou maar typies, hoe ek nou maar my eie mense verstaan van die Vrystaat, dit mag op ander plekke anders te wees. Die punt is, ek dink daar is verskillende moontlikhede waarop jy die apostoliese geloofsbelijdenis kan gebruik en toepas, en mense besluit maar self daaroor, ek dink binne sekere perke. So die gemeente moet dit wel saam belei, en ons moet maar met ons kinders en kleinkinders daaroor praat, dat hulle verstaan wat met hulle doen, en interessant genoeg, was die apostoliese geloofsbelijdenis en byvoorbeeld die Onse Vader gebed, was twee van die goed wat mense wat belydenis van geloof wil aflê, moes kon opsê. En nou, jy weet, ek hoop ons kinders leer van kleins af die apostoliese geloofsbelijdenis uit hulle koppe uit, sodat, en ek het nou met hulle weer gepraat oor memorisering, sodat hulle wel in staat is om
dit ook daar waar hulle langs jou staan te kan opsê. Nou, van die werk wat ek hierdie afgelope synode in 2026 moes doen, was ook ander baie interessante kommissiewerk, en dit was onder andere by die kommissie vir liturgiese sake, leer en liturgiese sake, en ons moes baie lang en ingewikkelde rapporte hanteer oor die verskillende belydenisskrifte, en ek het net nou vir julle vertel van, mens kan nie sommer net iets bysit of iets weglaat nie, dis 'n hele studie, en onder andere ook is ons besig met die vertaling en opgradering van die belydenisskrifte in terme van die ander Afrika tale. En dan moet jy nou eers die teks bepaal, en dis 'n proses. So jy gaan kyk byvoorbeeld na die oudste beskikbare tekste, oorspronklike tekste, amper soos met die Bybel met eksegese. Baie van hierdie tekste wat ons na gekyk het in daardie vergaderings laat in die nagte, was dan gewoonlik Latynse tekste. Dis hoekom jou dominee ook Latyn moet hê en dit magtig moet wees. Natuurlik, die jong dominees van vandag het nie meer Latyn nie, so hulle kan dit nie lees nie, en hulle gaan nie daai tekste kan lees nie, en ek het dit ook gevind in daardie vergaderings. Interessant, ek het altyd, daar was 'n baie bekende advokaat wat saam met my gewerk het op van hierdie kommissies, en ek het gedog, hy sou die Latyn kon lees, maar ek onthou op universiteit het hulle ons gedeel op 'n stadium, jy kry regslatyn en kerklike Latyn, ek het natuurlik nou kerklike Latyn gehad, en hy het nogal gesukkel met die kerklike Latyn, hy kon dit nie lees nie, ek moes dit die hele tyd verduidelik vir almal, maar dit het net gegaan oor, moet amen aan die einde van die apostolikum wees of nie, en baie tekste het hom nie. So, dit was nou 'n hele debat, as ons dit nou gaan oorvertaal na die Afrika tale, moet ons die amen daar sit of nie, want by hulle is dit wel die gebruik, om as hulle die apostolikum opsê, of om die amen wel te sê. Hy is byvoorbeeld baie meer by ouer tekste van die belydenis van Nicea, as by tekste van die apostolikum. Dis nou apostoliese geloofsbelydenis. So maar daar is wel voorbeelde waar hy wel by is, want daar's ook 'n verskil in van die ouer Afrikaanse psalmboeke, as jy hulle vat, dan sien baie het hom nie. Nou, julle wat weet, wat my ken, weet, ek sit hom wel in. Ek gebruik hom wel, so jy sal dalk sien in jou psalmboek, van jou ander psalmboeke, is die amen nie daar nie. Dit mag nou vir jou lyk na haarklowery en baie onbelangrik, maar onthou nou wat ek verduidelik het, hierdie is so 'n belangrike dokument. Ons kan nie net in ons tyd met hom maak wat ons wil nie, ons moet verantwoordelik met hom werk, maar amen beteken voorwaar, dis vas, dit is so, ek stem in. En daarom dink ek, hy kan daar wees, en is hy in van die ouer tekste. Ek dink ook, daar's niks meer verkeerd, om net daaroor 'n woord te spreek. Ek dink daar's niks meer verkeerd as mense sou sê, hardop sou sê, of in hulle harte sou sê, amen nie, saam met die dominee. Maar is nie noodwendige gebruik by ons nie. Goed, so kom ons kyk net gou wat het die synode al gesê, daar was baie meer eintlik, nee, hier oor wat ons as kerke saam besluit het. By ons, onthou nou, ons het nie 'n hiërargiese sisteem nie, ons het nie 'n kollegialistiese sisteem nie, met ander woorde, die synode besluit van bo af en is 'n groter liggaam as 'n kerkraadsvergadering nie. By ons het 'n presbyteriale kerkregeringsstelsel, met ander woorde, ons het konsentriese sirkels, en hulle is op dieselfde vlak, en as jy moet sê, kom dit daarop neer, dat in die gereformeerde kerkreg, is die kerkraadsvergadering eintlik die heel belangrikste vergadering, nee. Maar as die kerke in die heel buitenste sirkel, waar ons baie kerke is wat saamkom, besluit hieroor, dan sê ons eintlik vir mekaar, maar hier neem ons as kerke saam 'n besluit.
Nou goed, wat het ons as kerke saam besluit? En ek sê weer eens, hierdie is 'n baie klein gedeelte, maar vir ons doeleindes van die belangrikste. Ons het hom wel 'n definitiewe plek gegee, dat daar meer 'n orde en 'n struktuur kan wees, en 'n eenvormigheid in ons eredienste, en dis hartseer dat kerke dink, of dat dominees dink, ek dink is baie keer die dominees wat hierdie skuldiges is, dat jy kan die liturgie net verander soos jy wil, dinge weglaat, dinge bysit, dit doen net soos wat jy wil, jy kan nie. Ons het saam daaroor besluit, en mens moet ook hou by dit wat jy saam besluit het. Goed, so die belydenis volg in die reël na die lofpsalm. Die gemeente kan egter paslik op ander plekke in die samekoms hulle geloof bely, byvoorbeeld by die bediening van die sakramente, kolfyn, as bekragtiging van die geloof van die gemeente, en by die aflê van belydenis van geloof deur die katkesante. En ek het nogal 'n bietjie daaroor gedink, ek wil dit dalk 'n bietjie doen, en dit inbring, dit is moontlik, ons het saam gesê dit is moontlik, kan die geloofsbelydenis liturgies goed pas. Die geloofsbelydenis vorm deel van die introitus. Introitus is die eerste gedeelte, die intree van die gemeente in die verhouding met God en die ontmoeting met God, introitus, waarmee die gemeente van die gelowiges hulle self as die eenheid in ware geloof voor God stel. Mekaar versterk en teenoor die wêreld hulself afsonder. Ons los die wêreld daar buite. Ons wat hier binne is en hier die belydenis bely is hier om nou op God te fokus, en ons skakel die wêreld vir 'n uur of wat, skakel ons die wêreld uit. Ons weet ons is in die wêreld en ons moet in ag neem, ons moet weer teruggaan in die wêreld, maar hier is ons nou gefokus en God is ons fokus. Dit is wat ons belydenis sê. Hiermee verklaar die gemeente sy identiteit as liggaam in een ware geloof. Baie mooi, nee. Johannes 4 vers 23, maar daar kom 'n uur en dit is nou wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid, want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid, Johannes 4 vers 23, in gees en waarheid. So, laat ek dit nou ook dan maar reguit sê, wanneer ons die apostoliese geloofsbelydenis saam gebruik in die erediens, dan is dit nie net vir my woorde nie, dit is nie net vir my 'n rympie wat ek opsê nie, maar dit is 'n belydenis, dit is my woorde, dit is my identiteit, wat ek onder leiding van die Heilige Gees sê. Die Heilige Gees lei my daarin. Dit is nie net 'n stelling wat ek maak nie, uit my eie uit nie, ek doen dit onder leiding van die Heilige Gees. So, as jy gaan kyk na ons belydenis Sondag 21, waar daar gevra word wat die kerk is, dan kom mense agter dat dit gaan oor, kyk 'n bietjie na hierdie woorde, dat ons in die eenheid van ware geloof met mekaar optree en saamleef. Die gemeenskap van die heiliges is dat ons elkeen afsonderlik 'n lid van Christus is, maar dat ons ook saam aan mekaar gebind is as die een liggaam van Christus. Wat glo ons van die vergewing van sondes? Dan bely ons dat God op grond van die voldoening van Christus van al my sondes en ook my sondige aard waarteen ek my lewe lank moet stry, nooit meer wil dink nie. Uit genade wil hy aan my die geregtigheid van Christus skenk, sodat ek nooit in die strafgerig van God sal kom nie. En ons deel dit met mekaar. Goed, aanvanklik is daar die formulering van die Nicea is voorkeur daaraan gegee, en eers hier van die 16de eeu af is die apostoliese geloofsbelydenis baie meer in die eredienste gebruik. So die synodes van 85 en 97 het die volgende dinge kortliks besluit. Dis net na die loflied, is die plek daarvan, ons het dit reeds gesê. Dit kan egter ook op ander plekke
in terme van liturgiese riglyne sinvol en ordelik aangewend word. So dis nie 'n absolute reël nie. Al drie die ekumeniese simbole kan gebruik word, ek het dit daar in die begin genoem, en enige van die drie liturgiese forme, voorlees, aanhoor, hardop saam sê of hardop saam sing, is toelaatbaar. Die geloofsbelijdenis en sang, soos ons gesê het, is deel van die introitus. Nou, 'n mens kan dit sing, ek weet hier word op die punt gemaak, dat 'n mens laat nie na die belydenis sing nie. Maar daar is niks meer verkeerd as jy die belydenis gelees het, die eerste deel en die tweede deel wat jy dan van die belydenis doen, is jy sing dit saam nie. Ek doen dit so, ek laat byvoorbeeld nie die hele apostoliese geloofsbelydenis sing nie. Ons het nou deesdae meer as een opsie om dit te laat sing, maar vroeër jare het ons net die langer weergawe gehad, wat 'n hele klompie verse het. En dit lyk vir my asof dit soms vir die ouer mense moeilik is om byvoorbeeld 5 verse te sing. En dit was 5 redelike langerige verse. So, en dan het ek dit eerder so omgedoen dat ek het opgebreek het, en dan dink ek is dit nie 'n probleem om te sê, ons het dit saam gesing nie, want ons gaan dan outomaties oor na die volgende deel van die erediens, en dit is dan nou die verootmoedigingsgedeelte van die erediens, wat werk met die wet van die Here. Goed. Ja, dis 'n mond vol. Dis regtig 'n mond vol, en ek dink miskien voel julle 'n bietjie, ek het nie al hierdie goed besef nie. Ek het nie al hierdie goed geweet nie. Ek is bly ek weet dit nou. Miskien voel jy ook, ek wens ek het dit vroeër in my lewe geweet. Nou ja, dis hoekom daar Bybelstudies is, en waarom ons ook hieraan aandag gee, en ek glo dat 'n mens probeer dit ook aan die jong mense en die kinders en die katekisasie te leer, en 'n mens moet ook elke geleentheid gebruik om dit te doen, maar dis ook ons verantwoordelikheid en verpligting as ouers en grootouers om ons kinders te help om hierdie dinge te verstaan. Goed, enige vrae of opmerkings van julle kant af oor die Bybelstudie van vanoggend, oor die plek van die belydenis in ons erediens. Dit kan 'n opmerking ook wees. Ek gaan sorg dat hierdie Bybelstudie ook opgesit word, so as jy dit later wil kyk of vir iemand wil stuur, doen dit gerus. Ek hoop eintlik dit kom by meer mense uit, want ek dink nie almal weet hierdie goed nie. Ek besef ons het 'n verantwoordelikheid om mense te help om dit te verstaan. Goed, baie dankie dat julle vanoggend ingeskakel het. Mag die Here vir julle 'n geseënde dag beskik. Kom ons sluit af met 'n gebed. Ons Vader wat in die hemel is, baie dankie dat ons tot 'n beter verstaan kan kom van dit wat ons doen, en dit wat ons aan ook deelneem wanneer ons in die erediens is. Gee dat ons U altyd in gees en waarheid sal aanbid. Ons bid ons gebed in die naam van U Seun, ons Here Jesus. Amen. Nou ja, 'n mooi en 'n geseënde dag vir julle almal, en goed gaan daar by julle.